Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Jacques Bezuidenhout. Hy het 'n amazing getuienis hoe hy Jesus gesien het. Maar ek wil graag vir julle 'n skrif eers lees in Matteus 24 vers 42, wat Jacques 'n bietjie dieper wil ingaan. Wat sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Jacques, baie welkom. Baie dankie. Jou getuienis vandag is omdat jy weet, Jesus se koms is naby en jy sloer nie meer nie. Maar die Here moes jou eers 'n bietjie gehelp het om uit daai groef uit te kom waarin jy was. In 2013 het jy vir ons gesê, het jy die Here se werke geken. Jy het groot geword met sy werke, sy wonderwerke, jy het dit gesien, jy het dit beleef. Maar tog het jy in 2013 net vir jouself gesê, die Here bestaan nie. Hoe kom 'n mens op daai punt wat jy die Here se werke sien, maar jy glo nie in hom dan op die ou end nie? Ja, voilà, ek het deur my lewe, die hand van die Here was evident deur my lewe gewees. En ek het toe op 'n punt gekom, soos ek groot geword het, ek was in die kerk en alles, en in 2013, toe kom ek op 'n punt dat ek het geweier om te glo daar's 'n God. En alhoewel God se hand was evident deur my lewe, ek was ignorant geweest. Ek het gerebelleer. Ek het daai tyd, ek was verslaaf aan elke tipe dwelm wat jy aan kan dink. Enigiets wat jy kan sny, rook of drink. Ek was verslaaf aan dit. Ek was seksueel losbandig geweest. Ek het white magic gedoen. En ek het gedog ek lewe die lewe. Daai tyd het ek so deelgeneem aan die Meneer Suid-Afrika kompetisie en ek het 'n 2 jaar modelkontrak gehad ook by modelskool en so ek het gedog en ek was hier in Pretoria, ek het kom swat, maar net vir die idee van die studentelewe, nie regtig om te swat nie. So dit was maar meer vir daai student life experience. En so ek het eintlik maar net geld gemors, as ek so kan stel. En ek het gedog ek lewe die lewe. Ek was buitendien nooit in klas gewees nie. So ja, en ja, daar's mense na my toe gekom het en gesê het, kry jy lewe reg met die Here, en ek sê het, moenie na my toe kom met dat ek stel nie belang nie. Ek het gedog ek lewe die lewe, maar wat ek was verkeerd, ek was dead in my trespasses en sin op pad hel toe. Sure. En toe in die middel van my gemors, toe begin die Heilige Gees homself in my toe openbaar. So 'n oorweldigende liefde en teenwoordigheid wat ek nie kan beskryf nie. Dit is 'n liefde wat geen aardse persoon, geen wese vir jou kan bied behalwe God nie. Al so baie dinge wat gebeur het in my lewe in daai tyd en ek het net verlief geraak op Koning Jesus en hy het my vrygemaak met sy bloed van alle kettinge van verslawing en sonde en die tronk en die kettinge van duisternis wat die vyand my ingehaat het en ek het my lewe neergelê in submission to his kingship and lordship over my life. En ek het Koning Jesus begin volg in 2013. Wow. So, Jy praat baie vandag met mense wat seer gekry het. Deur mense, want ek meen ons lewe in 'n sondige wêreld. Jou familie stel jou te leer, jou vriende stel jou te leer. Maar dan kry jy mense wat ook seer gekry het in die kerk. En dan wil hulle niks met die Here te doen hê nie, want hulle blameer dan die Here omdat hulle seer gekry het. En jy het selfs deur dinge in jou lewe gegaan wat mense jou teleurgestel het, maar dit was vir jou 'n les gewees wat jy vandag vir mense mee kan deel om vir hulle te wys dat, maar met liefde oorwin jy. Vertel net vir ons wat het daar in jou lewe gebeur, terwyl jy hierdie pad met die Here stap, kry jy ook tog nog seer. Ja, so ek het in 2014, toe ek in die bediening en die Here het my, ek het net gewag op die Here, want hier is nou exciting, ek het die koning ontmoet en die pad saam begin stap, en ek is exciting met die journey saam met die Here, en om 'n verskil te maak, om hom te ken, en deur hom geken te word, en net verlief op hom te wees, en meer verlief op hom te raak, en to be loved by him, and love him, en jy weet om die Here, die wêreld in die Here voor te stel, en ek is toe in die bediening, en die Here het vir my 'n deur oopgemaak, ek is in die bediening in 2014, en ek het nie enigszins theologiese agtergrond, of enigiets geswaat, of enigiets soos dit nie, maar weet, het was absoluut 'n voorreg gewees dat die Here my gevat het en my gebruik het en ek is toe in die bediening gewees tot en met 2020 en in die tyd het ek gedog ek het gedog tot en met 2020 ek het dit geblaas. Nou as ek nou praat
ek praat uit 'n plek van 'n testimony uit. Hier is my testimony, dit is nie enigstens oor mense wat hierdie is absoluut van die genade en die goedheid van die Here teenoor ons en sy liefde en sy restaurasie. Ek het my foute gemaak ook, maar ek het seer gekry in die bediening. Ek het diep seer gekry in die bediening en ek weet wat dit is om dinge wat gebeur het, jy het alles behalwe antwoorde en ek weet wat dit is om deur mense die naaste in jou seer te kry en ek het twee besighede aan my toevertrou in daai tyd. En ek weet wat dit is om my besighede te verloor en ook om verloofd te gewees en ook saam met iemand vir omtrent 7 jaar en weet ek is deur daai seer en ek het 2020 gekom, maar ek het alles behalwe antwoorde gehad. Ek was rock bottom en ek het daai mense vergewe. Ek het al die mense vergewe ten spyte van alles en selfs waar hulle nie jammer gesê het vir wat hulle gedoen het nie, weet ek het regtig seer gehad en ek het hulle almal vergewe en 2020 wat toe gebeur is, ek het in my kar gesit en dit was 2 die oggend, die 7de Junie gewees en ek was alleen in my kar en ek het met die Here gepraat en het my hart met die Here geshare. In die volgende oomblik, toe begin daar so 'n teenwoordigheid. Kyk, ek het amazing encounters met die Here al gehad, tot met 2020 toe, soos ek saam met hom gestap het. Nou hierdie was nie goosebumps nie, hierdie was, ek het nog nooit dit beleef nie. Ek raak gesit en had so 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees tastbaar geraak in daai kar, dat my vlees tot 'n sekere mate bewus was van daai authority and power, wat present was, van daai presence van die Here. En iewers skielik begin ek in so authority te praat en ek begin toe teen die bose magte wat in my lewe en my familie se lewens wil steel, die gees van dood en iewers skielik, nou voordat het ek in tale gepraat en maar iewers skielik toe bars ek uit in 'n hele nuwe hemelse taal, 'n dialek van woorde, 'n woordeskat wat ek nie geweet het bestaan nie en ek sit daar en ek besef toe, die Here het my met vuur gedoop. Die vuur van die Heilige Gees is 'n realiteit. Jy weet, en dis wat geskrywe staan in die woord, hy sal julle met die Heilige Gees en vuur doop, en dit is ons koning. So, wat ek deur is in daai tyd, tot en met 2020 toe, die seer wat ek deur is, ek kry te doen met mense wat, wanneer ek uit is en mense se stories hoor en so, ek kry te doen met mense wat seer gekry het in die kerk en dan is hulle uit die kerk uit en hulle wil nie weer terug gaan kerk toe nie en hulle draai hulle rug op die Here as gevolg van seer wat hulle in die kerk gekry het. Maar dan kan ek met daai mense sê en hulle sê, hey hoorie, jy weet, dit is nie God wat jou seer gemaak het nie, dit is gebroke mense wat jou seer gemaak het. Draai terug na die Here toe. En dan share ek my testimony met hulle. Ek is ook deur daai seer gewees en daar's hoop. Die Here Jesus, niemand is te ver weg vir sy genade om hulle terug te bring. Niemand is te vuil vir die bloed van Jesus om hulle skoon te was en 'n nuwe toekoms en 'n nuwe hoop te gee nie. En weet, dis wat Jesus gesê het, is mense sal weet julle is my disippels deur julle liefde vir mekaar. En dit is wat Paulus ook vir ons geskryf het. Hy het gesê ons het ons vryheid gebruik nie om sonde te doen nie, maar om mekaar te dien in die liefde. En hy het gesê dat julle buite en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar laterand nie verslind nie. En dit is die ding, ons moet mekaar lief hê. Soos wat Jesus gesê het, ons moet mekaar lief hê. Wees vurig lief vir mekaar. Ek sê mens maak nie foute nie, maar ons moet onsself kan humble en om verskoning vra en mekaar vergewe mekaar soos wat God julle aan Christus vergewe het, en wees lief vir mekaar. So jy weet, vir al die mense wat deur daai dinge is, die Here roep jou terug. Ek is lief daarvoor om kerk toe te gaan. Ek is lief daarvoor om saam met al ons broers en susters in Christus en al die saints die Here te worship. Maar ja, jy weet, dit is so belangrik dat 'n kerk moet wees wat it has to be about the Father's business, wat vir God belangrik is, en om hom te eer, en die koning sy ereplek, sy regtelike ereplek in sy kerk te gee, want hy is die hoof, en dat ons mekaar sal lief hê, soos wat Jesus gesê het. Dit laat my so dink, waar Jesus op die kruis gesterf het, jy weet, sy disippels was so na aan hom gewees, hy het geweet, dit is sy mense wat hom gesien het, wat saam met hom gestap het, wat saam met hom oral te gegaan het, hulle was so na aan hom gewees, en tog, jy weet, die wat hom gekruisig het, hy was so lief vir hulle, en wat 'n voorbeeld is Jesus hier vir ons, nee, dat hy daar op die kruis gehang het, en hy het net gesê, Vader,
Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En is dit nie die voorbeeld wat ons as mens moet volg, om te sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe my, want ek weet nie wat ek gedoen het aan daai persoon self nie. Dit is daai selfvergifnis ook. Jy weet, ons moet altyd ook na onsself kyk, en dit is my so mooi te sê, ek was nie die enigste een, ek het ook fout gehad. Ek het ook fout gehad en ek moes my saak reggemaak het. Maar jou hele lewe, Jacques, het verander na 2020. Toe besef jy, Here, ek is so verlief op U, ek hardloop nou vir U koninkryk, want daai skrif wat ek gelees het net nou van Matteus 24, ons moet waaksaam wees, want ons weet nie in wat se uur Jesus kom nie. En hy het dit duidelik in sy woord gesê, hierdie is nie ietsie wat ons ligtelik moet opneem nie, want die tyd gaan kom, en dan gaan party, jy weet, sê, maar ek het nie geweet nie, maar dit staan in die woorde, is 'n waarskuwing, en jy hardloop vandag met die koninkryk van die Here, daar is geen delay nie. So vertel vir ons, jou storie van 2020 tot nou, hoe die Here jou gedraai het, en ja, al die eer aan Koning Jesus, alles wat ek nou gaan share, dit gaan alles oor Koning Jesus. Hy is die center van alles, dit gaan alles oor hom. So, ek is dan na 2020, na daai encounter met die Here, toe ek in die berge, en net besig om tyd saam met die koning te spandeer, en net saam met hom te wandel, en saam met hom te stap, en weet, dis wat Jesus gesê, lewe is om hom te ken. Die lewe en ewige lewe is om God te ken, en ek het tyd met die Here gaan spandeer, en ek onthou die een oggend, ek het so deernag, tyd met die Vader, die Seun en die Heilige Gees spandeer, en daai oggend omtrent dagbreekse tyd, dan my woord is my eer, hierdie was nie 'n visie nie, hierdie was nie 'n droom nie, as enigiemand langs my gestaan het, het hulle met hulle eie 2 oë gesien, presies, wie ek gesien het, ek het nie geweet is moontlik om God so te encounter hier op aarde nie, ek weet van God is alles moontlik, maar ek het gedog tot en met dan toe, ek het alles beleef wat daar is om te beleef, in my verhouding met die Here hier op aarde, maar ek was verkeerd. Ek het al gestaan, toe ek opgekyk het hemele toe staan Koning Jesus, die Seun van God, in die hemele, groot, en in spierwit gekleed, spierwit reg rondom, en ek staan en ek soos, Here, wat? Ek sien die Seun van God, ek was so overwhelmed na oomblik, ek kan nie die emosies verduidelik wat deur my wese gaan, die lief, verlief, humbled, overwhelmed, en ek staan al en die volgende oomblik, toe vat Koning Jesus sy swaard, en hy begin 'n groot swaard uit sy skeer uit te trek, en in daai oomblik, toe kom al so vrees oor my, toe gryp ek my kop, en ek pik af, en ek hou my kop vas, want ek het gedog my kop gaan afgekap word in daai oomblik, want hoekom trek die Seun van God sy swaard uit? Dit is ernstig, gewoonlik as iemand 'n swaard uittrek, beteken dit oorlog, en die feit dat die Skepper God self sy swaard getrek het, dit sê vir ons iets, en daar kom net so vrede oor my, ek kyk toe net op, en ek kan skou toe net, hoe Koning Jesus staan in die hemel met sy swaard, en die Here wys my, ons is in die laaste uur van die laaste dae, die Vader het gesê, genoeg is genoeg, God het die streep getrek, hy het sy swaard uit sy skiel uitgetrek, nou, die vyand en sy demone is baie bang vir God, hulle weet hulle tyd is kort, so hulle probeer soveel mense as moontlik, op die pad van rebellie en disrespect hel toe te vat, saam met hulle, en as jy kyk in die wêreld, wat die Here my gewys het, is so sê daar van Noag en Lot, en is erger, as jy kyk wat in die wêreld in die gang, as jy weet, ons is in die tyd van 2 Timoteus 3, wat Paulus geskryf het, hy sê in die laaste dae sal moeilike tye wees, mense sal arrogant, boastful, lawless, loveless, en meer liefde vir genot as vir God hê. En skynsel, they'll have a form of godliness, but denying its power. En dit is wat die Here roep ons terug na hom toe, na hulle eerste liefde toe. Die Here roep die kerk terug na hulle eerste liefde toe. Weet, en Jesus moet ons eerste liefde wees, want hy is ons alles, weet, hy moet die senter wees van ons lewens, en om hom te ken, om saam hom te stap, sy hart te hoor. Weet, so die Here roep die kerk terug na hulle eerste liefde toe, en so ons is daar, jy weet, as ons kyk wat in die wêreld aan die gang is, jy weet, mense se opinies gaan nie, hulle besef nie, ons is in die tyd ook 2 Petrus 3 sê dat, daar sal baie spotters wees in die laaste dae, hulle sê, waar is die koms van die Here, hy kom al vir so lank, waar is hy? Maar hulle besef nie, God is geduldig, he's not slow in keeping his promise, but he's patient, net soos wat hy geduldig was, soos die dag van Noag, maar daar het 'n dag gekom, wat God self die deur van die ark geseël het, en jy weet, toe is dit te laat, en nou, ons is daar, mense besef nie dat die tyd wat die Vader in sy eie autoriteit gestel het, vir die koms van sy Seun, daai tyd is gestel. Absoluut. Mense se opinies gaan nie daai tyd verander nie. En dis hoekom, weet, ons moet die Here eer en vereer vir wie hy is. Weet, hy is die skepper van hemel en aarde, en hy is lief vir ons. Weet, God wil nie hê dat enigiemand moet verlore gaan nie, maar dat almal moet kom tot die kennis van wie hy is,
hulle sonde bely, dat hulle gewas kan word deur die bloed van Jesus, sodat die Gees van die Here weer in ons kan kom woon. Jy weet, Jesus hoef nie aan die kruis te gesterf het nie, maar hy bewys hy, soos wat die woord sê in Romeine 5:8, maar God bewys sy liefde vir ons daarom dat jy ons nog totaal hulpeloos of sondeloos was, het Christus vir ons in die kruis gesterf. Jy weet, Jesus het nie geweet wat sonde was nie, en tog het hy ons sonde geword in die kruis. So, die Here het ons in gedagte gehad om die mooiste, grootste liefdesverhaal van alle tyd, ware liefdesverhaal is deur liefde homself geskryf. Ja. En dit is toe hy sy liefde vir ons bewys het in die kruis. En hy het ons in gedagte gehad om deel te wees van sy ewige liefdesverhaal. Weet, God se planne vir ons eindig nie hier op aarde nie. Sy planne sluit die ewigheid in. Dis hy. So ja, Jesus het aan die kruis gesterf. So ek sê, ek het die voorreg gehad, apart from him, there is no other. As jy kyk in die wêreld, daar's meer as 4200 vals gelowe en vals gode en worldviews en philosophies, maar ons het een lewende God, een lewende skepper God, Vader, Seun en Heilige Gees, en hy is een pad na die Vader, een pad van verlossing. En dit is deur ons Here Jesus Christus en sy bloed wat vir ons gestort het. So al daai ander wys vir jou die leuns van die vyand, hoe hy gelieg het vir die wêreld oor wie die lewende God is en die enigste pad van verlossing. So ons is daar, ons moet die waarheid in liefde praat. Ons is in daai tyd, jy weet, ons moet staan vir wat God oor homself sê. So, as ons vat, in Daniel 3 was daar was 'n decree gewees, dat almal moet kniel voor hierdie standbeeld wat opgerig was. En daar was 3 mense wat nie hulle knie gebuig het nie. Hulle het gesê, our God is able to deliver us, and even if he doesn't, we still will not bow. En God is able om ons te deliver. En dis hoekom ons moet 'n staan maak vir Koning Jesus. In hierdie tyd wat ons nou lewe, die vyand, weet selfs al sê die hele wêreld iets is reg, dit beteken nie is reg in God se aangesig nie. Ons moet staan vir wat die Here van homself sê, staan vir die waarheid van wat and we will not bow. We have to stand for the truth of who King Jesus is and stay faithful to him even unto death. Ons is in 'n tyd waar die boek van Openbaring besig is om voor ons te unfold. En meer dag vir dag. En weet wat die Here my gewys het, ons gaan die grootste uitstorting van die Heilige Gees en vuur beleef, wat die wêreld nog ooit gesien het, en die grootste en die laaste herlewing, wat die wêreld nog ooit gesien het. God is besig, ons daai tyd wat Joël 2, die Here die eindtyd mandaat gegee vir ons in Joël 2, en hy sê, dat hy sal sy gees op alle vlees uitstort. Dis reg. En dan sê die Here ook, dat he who executes his word is great and powerful. And I say, spread upon the mountains, like blackness is spread upon the mountains, are great and powerful people, that like has never been before. En dan sê die Here, he utters his voice before his army. En dit is hoekom ons moet staan. Dit is, die Here is besig om sy soldate, sy seuns, sy dogters voor te berei, op te rig, sy kerk op te rig, sy bruid voor te berei, om hulle plek in sy storie in hierdie tyd in te neem. Vir wat ons in lewe. En ons hoef nie bang te wees, God het ingekort. As jy aan Koning Jesus behoort, het jy nie rede om bang te wees nie, want hy gaan voor ons uit, en hy stryd die stryd, hy beklei die oorlog vir ons. Dit is net vir my so amazing, Jock, wat dit jy sê, ons hoef nie bang te wees nie. Want die Gees van die Here is in jou, en dit wat in jou is, hy wat in jou is sterker as dit wat in die wêreld is. So ons het nie nodig om bang te wees nie. Lukas sê dit so mooi, he gave us the authority to trample on snakes and scorpions. Dit is die magte van Satan en sy demone, en jy is nie bang nie. Ek meen, die Here stuur jou in berge in, hy stuur jou in die strate, en hy stuur jou na mense toe, en ongelukkig is daar baie mense wat nie altyd Jesus wil aanvaar nie. Maar dit stop jou nie. Jy hardloop nog steeds vir die Here, vir sy koninkryk. En dit is soos, as jy dit nie wil aanvaar nie, gaan ek na die volgende persoon toe. Want as een siel tot redding kom, juig die hemele vir daai siel. En jou gehoorsaamheid is net om, Here, okay, as ek nie daai ene nie, dan gaan ek na die volgende ene toe. Want dit kry jou nie onder nie, dit breek jou nie af nie, want jy weet wat jou doel is en waarvoor jy hardloop. Because your reward is big in heaven. En so, Jock, daar is iemand wat vandag na jou getuienis luister, en dalk nie die Here ken nie, wat dalk sê, ja, ek was een van daai wat die Here rejected in my lewe. Ek is soos daai persoon wat jy was in 2013, wat vasgevang is in alkoholisme en of dwelms, of ek is net daar wat ek sê, ek glo nie aan die Here nie, want ek sien nie sy werke nie. Iemand het vandag jou woord, 'n motiverende woord nodig van die Heilige Gees af. Wat se woord sal jy vir die kykers sê vandag? Ja, ek wil vir hulle sê dat Jesus lewe regtig. En kom ek sê so, as jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie,
kyk, Jesus, God het ons nie geskape om hierdie lewe alleen te lewe nie. Kom na die Vader toe. Ons kyk, ons sien die mooiste prentjie van die Vaderhart in Lukas 15, toe Jesus die gelykenis van die verlore seun vertel het. Kom huis toe, gee koning Jesus 'n kans in jou lewe. Ek sê vir jou, jy sal so verlief raak op die koning wanneer jy hom ontmoet en soos wat jy saam met hom stap. So moet nooit moet opgee nie. Jy weet, jy's nie, kom net soos wat jy is. Kom met jou gemors, kom met jou verlede. Kom soos wat jy is. Die Vader roep jou huis toe. En neem jou plek in God se storie vir jou lewe. Dit wat die vyand probeer gebruik het vir jou ondergang, God sal daai storie gebruik vir sy heerlikheid. En soos ek sê, God se planne vir ons sluit die ewigheid in. En die Here het ons geskape om hom te ken, dat ons deur hom geken sal word, to be loved by him, to love him, to fall in love with him, and to know him. Dit is wat lewe is. En jy's nie te ver weg vir die genade van die Here om jou terug te bring nie, en jy's nie te vuil vir die bloed van Jesus om jou witter as sneeu te was nie. Weet God, sy hart vir ons is, He wants to put shoes on your feet, He wants to put a ring on your finger, He wants to clothe you with a white robe washed by the blood of Jesus. En feesvier oor ons, weet God se hart vir ons is om ons seuns en dogters te maak, en ons deel te maak van sy ewigheids liefdesverhaal. So, en dan vir mense wat, weet jy het saam met die Here gestap en jy het weggedwaal, jy voel jy het jou plan, God se plan vir jou lewe geblaas, kom huis toe. Die Here roep jou huis toe. Soos ek sê, jy is nie te ver weg vir die genade van die Here om jou te restoreer nie. Ek weet wat dit is om baie foute te maak in my lewe. Ek weet wat dit is om te voel ek het dit geblaas. Maar dit is die Vaderhart vir ons, is om ons terug te vat, om ons seuns en dogters te maak en ons te restoreer vir die eer van sy naam. He wants to restore us. En vir mense wat, ek wil ook die dringendheid daarvan sê, we have to make a way for the King. Ons moet 'n stem wees in hierdie wêreld. As jy saam met die Here stap, gaan uit. It is amazing, ons nooi mense kerk toe, but God is also sending us out into the streets. Gaan uit in die strate, verkondig die evangelie, wees onbeskaamd vir die naam van Jesus. Gaan jy en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Hy wat glo en hulle self laat doop sal gered word, hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En die volgende teken sal voorkom by die wat glo, in my naam sal hulle die volgende dinge doen. En dan sê die Here in vers 20 in sy woord, hy sê, and they went and they preached everywhere, and the Lord worked with them, confirming the message with their accompanying signs. Ons moet die waarheid praat wat God oor homself sê. Nie ons opinies nie wat mense sê, maar wat sê die Here oor homself. En wanneer ons die waarheid praat oor koning Jesus, die Heilige Gees bevestig met die waarheid. En dit is so 'n eer om 'n draer van die naam van koning Jesus te wees. En ons moet humble bly onder die hand van die Here. God gee genade aan die nederiges. Weet, as jy 'n fout maak, is nie te sê dit is verby wanneer jy 'n fout maak, but God gives grace to humble. Kom na die Here toe, sê Here, ek is jammer, ek bely my skuld. When you remain humble under God's mighty hand, God tel jou op in sy genade. Hy was jou witter as sneeu van alle sonde en alle ongeregtigheid. Hy tel jou op en jy probeer weer. Absoluut. Al die eer tot die Here. Amen. Jock van die getuienisspan is vir jou 'n beker, geniet dit wanneer jy daar in die berge ingaan, waar ook al die Here jou gebruik. En wat vir my so mooi is wat Jock sê, in Openbaring 2 sê die Here duidelik, return to your first love. Ons bid vandag dat jy die Here jou eerste liefde sal maak. En as jy vir Jock wil uitnooi en jy wil hy moet by julle kom bedien, of selfs as jy hom wil volg op Facebook, sy besonderhede gaan op die skerm verskyn, en sy kontaknommer is ook op die skerm, so as jy in kontak wil kom met Jock, is hy vir julle beskikbaar. Jock, baie dankie vir jou getuienis, mag die Here jou seën, en ons gaan die kykers groet tot 'n volgende keer. Shalom.